Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie, sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou ja, vanaand se onderwerp is: hoe werk munisipale kommunisme in Suid-Afrika? Nou, jy mag dalk dink dis 'n iets wat 'n aardige titel, maar ja, ek het so 'n bietjie probeer uitwerk hoe het ons beland in hierdie situasie waaromtrent geen munisipaliteit in Suid-Afrika meer behoorlik funksioneer nie. En ek sal geruime tyd bewus daarvan dat dit eintlik gekom het by die sogenaamde afbakening van munisipaliteite. Daar was een of ander wet in die laat 90er jare waardeur die munisipaliteite herafgebaken is. En die persoon wat 'n leidende rol daarin gespeel het, is 'n Engelsman van Natal. Sy naam is Dr. Michael Sutcliffe. En dis hoe hy lyk. Ek het 'n bietjie die sy gesig daar met 'n mooi gepaste versiering agter geplaas. En dit is nie ek sê dis gepas want hy is werklik 'n Marxist. Wel, as jy vra vir Google of wie ook al, is hy 'n kommunist? Sê hulle nee, hy is net 'n Marxist. Goed, daar is seker 'n graadsverskil tussen 'n Marxist en 'n kommunist, ek weet nie. Maar hy was glo nie 'n lid van die kommunistiese party nie, maar hy is 'n uitgesproke marxistiese akademikus. En ek dink hy was op 'n stadium ook die stadsbestuurder van Durban gewees, waar hy ook verder die stad van Durban in die verknorsing ingekry het. Maar ja, hy het daarvoor gesorg dat Suid-Afrika op hierdie rampspoedige pad beland waardeur geen munisipaliteit meer funksioneer nie. Nou ja, ek wil jy ook net herinner aan ons boekwinkel hieronder en dat jy gerus een van ons boeke kan koop. Een van die titels hier, hulle sal ook so op die skerm verskyn tydens hierdie video so langs die kant in die hoekie. Maar nou ja, terug by hierdie kwessie van munisipale kommunisme. Nou waarop dit eintlik neerkom is dat daar's 'n klein groepie mense in Suid-Afrika wat vir munisipale dienste betaal. En die res ontvang dit eenvoudig gratis. En hierdie Sutcliffe het gesorg, ek kan hom weer wys hoe hy lyk. Sutcliffe het gesorg dat al die munisipale grense so getrek word, dat daar sulke groot getalle nie-betalers of wanbetalers ingesluit word by die betalers, en sy uitgesproke bedoeling was om gelykheid in Suid-Afrika te werkstellig. Met ander woorde, almal moet eendag arm word. Dit is natuurlik die kommunis se groot ideaal en die paradys waarna uitgesien word is wanneer almal ewe arm word. En dit is besig om te gebeur, want in elk geval ons raak toenemend sonder munisipale dienste. Ek het nou net weer 'n e-pos gekry van hierdie mense in hierdie woonbuurt waar ek woon, waar hulle sê ja, oor 2 dae gaan ons sonder water wees. Want die munisipaliteit gaan een of ander herstelwerk uitvoer, en ek hoor iemand het my nou laat weet in Pretoria, sy is al 5 dae sonder water, seker nou al 6 dae. En natuurlik word mense se krag ook onderbreek, en dit is hoe dit gaan, want ons is nou in hierdie stelsel wat deur hierdie Dr. Sutcliffe, die Engelsman van Natal, hy is 'n groot boerehater ook, hierdie ou, hy kan Afrikaners nie verdra nie, en ek dink as hy konsentrasiekampe kan terugbring, sal hy dit môre doen. Maar nou het ek so 'n bietjie oor die saak gedink, en ek het 'n paar vrae gevra, sommer vir Google, en wat hulle kunsmatige intelligensie wat 'n program met die naam Gemini. Wat my altyd fascineer is, hulle sê die mense in Soweto is te arm om munisipale dienste te betaal. Maar hulle is nie te arm om drank te koop nie, hulle is nie te arm om, jy weet, 'n klomp om selfone te koop nie, om, jy weet,
vir 'n klomp ander verbruikersprodukte, klere en wat ook al te betaal nie, en partytjie te hou en wat ook al. Maar hulle het nie geld om vir munisipale dienste te betaal nie. Toe vra ek nou vir Gemini, ja, hoe groot is die drankmark in Soweto byvoorbeeld? En hier is die antwoord wat ek ontvang het. Hy sê, die drankmark in Soweto is massief. Dit vorm 'n groot deel van Suid-Afrika se totale drankbedryf, wat jaarliks ongeveer 150 miljard rand werd is. Soweto alleen het duisende kroë en tavernes. Die buurt Braamfischerwil alleen het al in die verlede sowat 2.500 tavernes gehad. Nou daar het jy dit, Bram Fischer, die beroemde Suid-Afrikaanse kommunist, daar's 'n hele buurt in Soweto wat nou vernoem is, waar die mense buurt, waar daar 2.500 tavernes is, of shebeens soos hulle ook genoem word. Dan, hy gaan voort, hy sê, hier is 'n paar vinnige feite oor hierdie mark, die kwartkoning. Soweto is hoofsaaklik bekend as 'n kwartmark. Dit beteken mense koop en drink die meeste van hul bier in 750 ml bruin bottels. Groot handelsmerke. Die meeste verkope kom van Hoofstroom bier. Gewilde merke soos Carling Black Label, Castle Lager en Hansa Pilsner oorheers die mark. Die sakesyfer. Die nasionale taksiebedryf is na raming meer as 50 miljard rand werd per jaar. As die hart van township-ekonomie speel Soweto 'n reuse rol in hierdie syfer. Dan sê 'n maklike vergelyking, dink aan die drankmark soos 'n groot rivier. Die meeste waterverkope vloei deur die hoofstroom, die groot bekende biere. 'n Klein bietjie water gaan na nuwe, kleiner strome soos handgemaakte bier of dierwyne. Hierdie inligting is deel van 'n groter prentjie. Jy kan meer lees oor hoe Suid-Afrikaners se drankgewoontes werk op die Rethink Your Drink veldtog se inligtingsbladsy. Dit is altyd goed om te onthou om verantwoordelik te drink en te geniet. Nou daar het jy dit. Soweto het 'n sogenaamde kultuur van wanbetaling, maar hulle koop bier en drank asof dit uit die mode uitgaan. Nou ja, dit ek nou gewonder, jy weet wat nou van hierdie selfone? Kom ons kyk 'n bietjie na die selfone. Toe sê hierdie kunsmatige intelligensie vir my, die totale jaarlikse randwaarde van die selfoonmark in Soweto word beram op ongeveer 2,9 miljard tot 3,5 miljard rand. Omdat spesifieke amptelike data vir die township alleen nie publiek vrygestel word nie, is hierdie raming gegrond op verbruikersgetalle en nasionale tendense van Statistiek Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse Reservebank vir 2026. Nou ja, dit is, so ons sien, drank en selfone, daar's hoop geld daarvoor in Soweto, maar nie vir munisipale dienste nie. Toe vra ek nou 'n vraag oor, hoe lyk nou die situasie wat by Soweto se bydra tot die instandhouding van Johannesburg se munisipale dienste betref. Nou ek sal miskien aan die einde noem dat ek dink die enigste oplossing vir hierdie probleem is dat die ou munisipaliteite moet terugkom. Jy weet, Randburg en Sandton en Verwoerdburg en Bellville in die Kaap en Durbanville en wat ook al hierdie kleiner munisipaliteite en elke klein dorpie in die Vrystaat of op die platteland moet ook weer sy eie munisipaliteit kry. Dis wat my enigste oplossing vir hierdie situasie, maar ons kan so 'n bietjie later daaroor gesels. Kom ons kyk net verder, hoe lyk die bydra van Soweto tot die instandhouding van Johannesburg se munisipale dienste? Is finansiëel baie laag met die area wat minder as 2% tot die stad Johannesburg se totale eiendomsbelasting inkomste bydra. Wat die betaling van gewone munisipale rekeninge soos krag, water en vullisverwydering betref, is die betalingspersentasie in Soweto histories baie laag en skommel dit tans rondom slegs 15% tot 25%. Die oorgrootste meerderheid van Soweto se inwoners betaal dus nie tans vir munisipale dienste nie, wat 'n massiewe uitwerking op die Metro Raad se finansies het. Die situasie word gekenmerk deur die volgende sleutelfaktore.
Nou dink daaraan. Slegs 2% van Johannesburg se inkomste kom uit Soweto en daar's natuurlik supermarkte en paar winkelsentrums en wat ook al daar in Soweto. So ek dink daai 2% is hoofsaaklik beperk tot hierdie genoteerde maatskappye wat ook sake bedryf in Soweto. Dan sê hy, ja, die finansiële bydrae en die betalingskoers, groot wanbalans. Soweto, hierso het net ietsie fout gegaan, maar groot wanbalans. Soweto verteenwoordig sowat 40% van Johannesburg se totale bevolking, maar weens die lae invorderingskoers dra die area amper niks by tot die bedryfskas om aan infrastruktuur in stand te hou nie. Algemene stadsinvordering, terwyl ryk gebiede soos Sandton en Randburg die stad se inkomste dryf, sukkel Johannesburg om sy nasionale teiken te bereik. Die stad se algehele invorderingskoers skaats tans tussen 75% en 82%, grootliks weens die ineenstorting van betalings in gebiede soos Soweto. Groot verliese. Johannesburg verloor tans meer as 6 miljard rand per jaar aan onverklaarde krag en water, waarvan 'n massiewe gedeelte aan onwettige koppelings en wanbetalings in Soweto toegeskryf word. Ja, hierdie is nie propaganda nie, dit is feite. Dit is feite. Jy gaan dit nie lees in, jy weet, baie van hierdie hoofstroom publikasies nie, want hulle wil ons nie aan hierdie dinge herinner nie. Maar ja, dit is hoe dit is, en dit is wat meneer Sutcliffe geskep het, wat hy wou skep, en almal, en mense gaan nou in November stem in die munisipale verkiesing. Wat gaan dit verander? Want selfs al kom Helen Zille aan bewind in Johannesburg, gaan sy die munisipale grense weer trek? Nee, sy praat nie eers daarvan nie. Dit is nie eers, ja, in die minste op haar sakelysie of haar te doen lysie hier in Johannesburg nie. Wat sy eintlik gaan doen is, sy gaan hierdie mense wat betaal nog meer belas om diegene wat nie betaal nie te subsidieer. Want dit sy is ook, sy gee nie om. Sy is nie so openlik marxisties soos Michael Sutcliffe nie, maar sy is 'n liberalis wat maar nie te ver verwyder is in haar siening van die wêreld van Sutcliffe se siening nie. Kom ons kyk wat sê hulle nou oor hierdie KI nou oor. Hoekom is die betalingskoers so laag? Die kultuur van wanbetaling. Dit het histories begin as 'n politieke boikotaksie teen die apartheidsregering in die 1980s. Hierdie kultuur het egter oor dekades vasgesteek en is nooit suksesvol deur die nuwe regering omgekeer nie. Sosio-ekonomiese uitdagings. 'n Groot deel van Soweto se inwoners leef onder die broodlyn of is werkloos. Baie kwalifiseer amptelik as behoeftig, indigent. Wat beteken hulle is wetlik geregtig op gratis basiese dienste van die munisipaliteit. Eskom se skulddilemma. In die verlede moes die nasionale kragverskaffer Eskom self miljarde rande se Soweto skuld afskryf omdat dit onmoontlik was om in te vorder. Die skuif na voorafbetaalde meters word tans vinnig geïmplementeer om verbruikers te dwing om te betaal voor hulle krag kry. Maar dis ook 'n vraag of hierdie voorafbetaalde meters eintlik so 'n werklike verskil gaan maak. En dan laastens, ja, sê hierdie Gemini van Google iets oor die gevolge vir Johannesburg se infrastruktuur. Omdat die stad met 'n ernstige likwiditeitskrisis sit. Daar is gereeld net genoeg kontantreserwes vir minder as 2 weke se bedryfsuitgawes. Lei die lae invorderingskoers direk tot die ineenstorting van paaie, rioolstelsels en substasies oor die hele Johannesburg heen. Nou daar het jy dit. Hierdie situasie, kyk, dit raak ons, al hierdie goed wat Ramaphosa nou doen, en of hulle nou 'n hofsaak teen Israel maak, of wat ook al, dit is alles abstrakte dinge wat daar ver buite gebeur. Maar ek dink die munisipale situasie raak ons regstreeks, want ons sukkel met water, met krag, met stikkende paaie, met stikkende verkeersligte. Gelukkig ry ek eintlik baie min, maar elke keer as ek op die pad gaan,
is dit eintlik net vir my 'n groot irritasie, want geen van die verkeersligte werk nie. Jy moet die hele tyd uitkyk vir slaggate. Dis net eenvoudig onaangenaam. En dit is alles te wyte aan hierdie Sutcliffe stelsel wat van die jaar 2000 af in Suid-Afrika geld. En nou, ek is die enigste ding waarin ek kan dink, kyk, meneer Jaap Kelder, ek het al met hom ook gesels op hierdie kanaal, hulle is besig met interessante dinge met hofsaake, en dat jy nou jou eie belastingbetalers stig en van die geld so te kanaliseer en so, maar dit is ook 'n langdurige proses en hierdie hofsaake vat jare. Ek dink ons gaan 'n punt bereik binnekort waar mense so keelvol gaan raak vir die situasie wat munisipaliteite betref, dat hulle ook gaan weier om te betaal. En ek dink van daai oomblik af gaan dit baie interessant word, as die betalers wanbetalers word. Want dan gaan hierdie munisipale kommissaars, jy weet, hierdie kommunistiese kommissarisse wat daar sit met hulle groot salarisse en groot motors. Hierdie amptenary in Johannesburg, hulle verdien 'n absolute fortuin aan salarisse. Hulle miljoene rande per jaar wat hulle ontvang om amper naby aan niks te doen nie. Maar as mense nie meer betaal nie, en eintlik ons ou munisipaliteit terugeis. Kyk, al die geboue is nog steeds daar, jy weet, daar in Verwoerdburg, daar's die munisipale gebou is nog daar. Jy kan môre daai munisipaliteit weer aanskakel en al die infrastruktuur is daar, hy kan net so weer aangaan. Dieselfde hierso in Randburg of Sandton of enige van hierdie plekke, Bedfordview, Edenvale, noem maar op, jy weet. Hierdie groot kommunistiese, stalinistiese strukture wat hierdie Sutcliffe vent geskep het, dit moet eenvoudig net beëindig word. Sutcliffe se stelsel moet afgetakel word en ons moet teruggaan na die ou stelsels toe. En ek dink in elk geval die sentrale regering subsidieer baie van die munisipaliteite. Trouwens, hulle weerhou tans nou geld van Johannesburg en ander munisipaliteite, omdat hulle wil self dwing om nou beter bestuur toe te pas, beter finansiële bestuur, minder korrup te wees. Maar dit gaan ook nie help nie. En ek dink uiteindelik in daardie gebiede waar mense nie betaal nie, moet die sentrale regering daardie munisipaliteite, Soweto se munisipaliteit, moet maar deur die sentrale regering onderhou word. En hulle moet probeer om, jy weet, die ANC moet maar probeer om hulle eie mense te kry om te betaal. Maar ek dink daar kan samewerking wees tussen die betalende gebiede en die nie betalende gebiede, maar dan moet daar voorwaardes wees, jy weet, en hulle moet betaal, hulle bietjie minder drink, bietjie minder selfone, bietjie minder rinkink, jy weet, uitspattige partytjies hou en hulle 2.500 tavernes, en 'n bietjie meer betaal vir die munisipale diens, in hulle eie munisipaliteit, met hulle eie burgemeester, en hulle eie bestuur, want ek dink, hierdie soort, jy weet, gesamentlike munisipaliteite wat ons nou het, dit werk nie, ons het nou 30 jaar daarvan gehad, en dit is helder, of wat, 26 jaar, amper 30 jaar, en is helder dat dit nie werk nie. Hierdie stelsel sal moet verander. En ek dink, mense moet maar begin dink daaroor, jy weet, dat ons gaan 'n punt bereik, waar jy ook 'n wanbetaler sal moet word, en dat ons dan, jy weet, sommer net eensklaps ons munisipaliteite terugvat, en ons eie ding begin doen, en dan moet die staat en die bestaande strukture maar kyk hoe hulle ons gaan keer. Want ek dink daar waar mense beweeg en dinge begin doen, daar van die staat het nogal moeilik om hulle te keer. Jy weet, hierdie is 'n baie soort van 'n staat wat so van slaapsiekte ly, jy weet, hy's 'n bietjie deur die tsetse-vleeg gesteek, en hy sit daar onder 'n boom, en jy weet, hy drink sy bier, en hy maak oproepe op sy selfoon, maar hy's nie besig om werklik aktief dinge te doen nie. En as ons aktief begin beweeg, dan kan dinge in die land net beter word, en ek dink as mense op plaaslike vlak weer die mag kan terugvat
van die ANC en van hierdie quasi-kommunistiese regering en van mense soos hierdie Sutcliffe, dan gaan ons regtig iewers kom in Suid-Afrika. Dit sal nie alles oplos nie, maar dit gaan 'n groot deel van ons probleme oplos. En nadat ek weer in Europa was, jy weet, so 2-3 weke gelede, ek is net verstom deur, jy weet, hoe netjies en skoon alles is en hoe goed dit funksioneer en die fantastiese biblioteke waaroor mense beskik. Jy weet, en daar's voorlesings in die biblioteke en jy weet, vir die bejaardes is daar allerlei kursusse wat daar aangebied word. Jy weet, dit is gemeenskappe wat mekaar help en mekaar opvoed en kultiveer. En jy weet, en daar is selfs staatsgeld natuurlik daarvoor beskikbaar. As jy in Vlaandere 'n leesgroep by jou biblioteek begin, dan betaal die staat jou sommer 'n paar 100.000 jaar vir jou moeite. Nou, ons is nou nog nie daar nie, maar ons kan regtig 'n baie beter situasie in Suid-Afrika hê, as ons net weer op munisipale vlak onsself herorganiseer en ontslaa raak van hierdie soort Stalinisme wat hierdie Sutcliffe vent ingevoer het. Nou ja, as jy tot hier geluister het, dankie vir die aandag en moenie vergeet om 'n boek te koop nie en ook op die kanaal in te teken en ons 'n opduimpie te gee nie en dan volgende keer dan maak ons weer so. Totsiens.